Goeiemôre. Vandag vier Uitenhaag Oos verjaarsdag. 70 jaar nie. En ek hoop jy het onthou om 'n groot koek te bak, soos hierdie ene. Baie dankie Rita, dat jy vir ons hierdie koek gebak het. Dis iets besonders, jy mag maar. Maar ek hoop jy het ook koek by die huis, of die cupcakes wat jy gister opgetel het, wat na die diens moet julle verjaarsdag vier. Met koek en tee, en wie weet alles nog. Vier dit net met groot dankbaarheid. Net om te dink, ek en Doreen het 34 jaar gelede deel van hierdie geloofsgemeenskap geword. En wat 'n voorreg is dit. Ek het hier as 'n groentjie ingekom, onbekend. Ek het niemand geken nie, nie een enkele siel nie. Trouwens, toe Dominee Predon my gebel het en gesê het ek is hier in beroep, het ek vir Doreen gevra, jong, waar is Uitenhaag in die land? En ek en Doreen en Pieter, wat toe so 10 maande oud was, het hier aangekom in Desember van daardie jaar, met 'n paar meubelstukkies agter in 'n 3-ton trokkie, wat behoort het aan oom van der Merwe van Hollywood Stores. Ek onthou, oom Arie en Frikkie het daar so by die trokkie gestaan, en so 'n kyk gegee, en agter in die trok was my tweede liefde, heel agterin, en dit was my motorfiets, en rondom het 'n paar bokse op die grond gestaan, wat nie moes afval nie, natuurlik wynbokse. Ja, en ek was effens bang, daardie tyd, maar ook opgewonde. Vandag is ek net opgewonde. Ja, saam met Dawid wil ek getuig, loof die Here o my siel en alles wat binne my is. Ek wil sy heilige naam loof, ek wil die Here loof. Ek wil nie een van sy weldade vergeet nie. Ek wil alles onthou wat die Here vir my gedoen het. Dis hy, sê hy, wat my sondes vergewe. Dis hy wat my verlos het. Dis hy wat my vrygemaak het. Dis hy wat my van siekte genees. Dis hy wat my red van die graf, ja, van die ewige dood. Dis hy wat my met liefde en ontferming kroon. Dis hy wat my die goeie in oorvloed laat geniet. Dis hy wat my die jeugdige krag, ja, vandag nog, van 'n arend gee. Ja, barmhartig is en genadig is die Here, langmoedig, vol liefde. En ek groet jou vanmôre in sy heilige naam en sê, vrede vir jou. Nou wanneer 'n mens bly en dankbaar is, dan is een van die dinge wat jy kan doen, is om te sing. En vanoggend se lied is, loof die Here al wat lewe. Kom ons sing dit saam met hierdie wonderlike koor van die Kaap.
Nou het 'n paar mense vir ons boodskappe gestuur die afgelope week en al het jy self nou nie een gestuur nie, glo ek dat jy in jou hart met baie van hierdie mense se boodskappe gaan saamstem. Ons begin met 'n stemnota wat Linda Jonk vir ons gestuur het oor haar verbondenheid met die gemeente en daarna Karen Landman en daarna Vida van Onslin en Esther van der Ryst. En dan gaan ek vir u so 'n stukkie PowerPoint gee van wat Lorraine de Bruin vir ons laat weet het. Hulle bly nou in Kempton Park, was lank in die gemeente, en ook van Liesel Murphy, ons oraliste. Kom ons kyk en luister daarna. My hart, my kerk. Eers baie dankie vir 70 jaar dat ek deel kon wees van jou. My hart, my kerk. Ek omhels jou soos 'n moeder haar kind. 70 jaar, my hart, my kerk. 'n Geskenk van bo. Jy het my toegelaat om my jeugdjare met jou te deel. My lieflik is in jou voltrek, wat 52 jaar beloop, 'n genade van bo. My hart, my kerk. Jy was en is vir my 'n ware vriend. Ja, ek het my God in jou gevind. Die kosbaarste wat ek nog ontvang het. My kinders was ook deel van jou, is gedoop, kinderkrans, sonnaskool, katekiseer. Hulle huwelike selfs, ja, my hart, my kerk. Geseënd was ek om my kleinkinders ook in jou te kon doop. Hoe wens ek iets wat so kosbaar is geluk sonder 'n traan. Dankie dat jy my altyd met liefde ontvang het. My wens is dat jy my nageslag net so volwaardig sal ontvang soos vir my. Geluk, my hart, my kerk. Vandat ek kan onthou, was ek 'n Nagoos gemeente, die orgel en die koor deel van my lewe, van my grootword jare. En daarvoor is ek ongelooflik baie dankbaar. My ma het in 1956 begin orgel speel, tot in 2011 toe sy afgetree het. Dit het 'n groot deel en impak van my lewe gehad. Haar liefde vir die kerk, vir die musiek en natuurlik die koor. Uit 'n Nagoos is 'n gemeente wat kan saam staan, wat kan saamwerk. En ek onthou as kind al die besare toe die kerk gebou is, gemeentekonserte, baie lag, baie trane gestort partykeer. En dit is net 'n groot gemeente. Ek is so dankbaar dat ek nou nog kan deel wees van hierdie gemeente. Die orgel was natuurlik my ma se lewe. Sy en Dominee Vries het saam in 1956 die orgel gaan koop met die pype. En dit was absoluut haar passie. En daarom sal ek haar altyd onthou dat my ma is deel van die orgel, my ma is 'n orgelpyp. En met dankbare hart kan ek sê baie dankie vir uit Nagoos in my lewe. Ek wens uit Nagoos net die beste toe. Mag ek nog baie deel wees van 'n wonderlike gemeente waar ons saam staan, waar ons saam die Here loof in goeie tye en in slegte tye. En ek is dankbaar dat dit so groot lewe impak op my hele lewe en as my gesin se lewe gemaak het. Baie geluk. Dankie Dominee Dani en Doreen dat julle nou aan stuur staan van hierdie wonderlike gemeente en ek bid dat daar nog baie mooi geseënde jare sal wees. Dit is regtig 'n groot wens om deel te wees van so 'n wonderlike gemeente. Mag die Here hierdie gemeente seën en mag daar nog baie mooi jare uitsprei. Ek is Vida van Onslin. Ek het in 1993 in hierdie gemeente tot bekering gekom en het waarlik geestelik gegroei deur nere broers en susters in die gemeente. Soli Deo Gloria, en ek wens uit en Nagoos die Here se rykste seën op die pad vorentoe.
Vir 70 jaar lank was Uitenhaag Oos se baken teen die hoogtes in ons dorp. Ons dank God vir 70 jaar wat sy dienaars die woord verkondig het en die gemeente tot seën was. Ek bid verder dat die gemeente nog lank daar sal wees, 'n ligdraer sal wees en die gemeente sal inspireer soos Christus ons leer in sy woord. Noreen de Bruin laat weet, baie geluk NG Oos, my plek van aanbidding en fontein van hoop. 1975 het ons lidmaatskap ontvang. Beide my kinders is daar gedoop en saam volhard tot hul aanneming en voorstelling. My eerste kleinkind, Nielen, is op 22 Junie 2006 gebore. Wat 'n vreugdevolle dag. Hy is daar gedoop en sy boetie Zian 5 jaar later. My kinders en kleinkinders se fondamente van geloof was binne jou mure gelê en gevestig. Die lofgesange, die eredienste en die dankoffers uit jou banke het gesorg vir hoop, liefde en vrede. Al is ons plekkies leeg in die middelblok vandag, het jy ons harte nog nooit verlaat nie. Baie geluk NG Oos. Dan van Liesel, ons oralis, sy laat weet, baie geluk aan 'n besondere gemeente met hierdie groot mylpaal. Ek voel baie geseënd om as oralis deel van NG Oos te kan wees. Mag daar nog vele geseënde jare voorlê. Soli Deo Gloria. Ons laaste 2 goeie wense en bydraes kom van Shanay Swanepoel en dan ook van Doreen, my liewe vrou. Goeiedag, dit is Shanay Swanepoel, Uitenhaag Oos. Hier het ek die geleentheid gekry om myself te ontdek en om positief te groei. Nie net van kind by sonnaskool en kerk nie, maar ook as jong Christen meisie by ons KJA, by ons jeugbyeenkomste. Ons het die wonderlikste jeuggroep gehad, onder leiding van Tommy Dani en Tannie Doreen, het ons soveel geleenthede gekry om werklik mekaar as jong mens, maar ook ons medemens beter te leer ken en om uit te reik na mense wat minder bevoorreg is as ons en om ook te leer van ander mense wat anders as ons dink en doen. Ek dink byvoorbeeld aan die keer wat ons by Port Elizabethstasie vir die haweloses gaan soppies en broodjies uitdeel het en met hulle gesels het. Ek dink aan al ons jeugbyeenkomste waar ons al die gemeentes op Uitenhaag genooi het en pluimbal saam gespeel het en fondue gehou het in ons kerksaal. Ag, en al die lekker uitgaan na die Bybelhuis in PE. Net die saam wees. Die weetvrydag aande is ons klomp by mekaar, wat lief is vir mekaar, wat omgee vir mekaar en mekaar kan bystaan. Jy het ons as jong mense geleer om 'n lewende getuie vir 'n lewende God te wees. In hierdie gemeente is ek gedoop, is ek aangeneem en voorgestel deur Dominee Dani, het ek my beste vriend, Marius, ontmoet op 'n kerkkamp wat ons as jong mense gereël het. Dominee Dani het ons getrou, ons het ons kinders gedoop in hierdie gemeente, hulle is voorgestel en aangeneem. Ons as man en vrou het ons kinders gesien groei in gelowige jong mense wat omgee vir ander. Hierdie gemeente het ons as gesin die afgelope 4 jaar so bygestaan deur moeilike tye. Soos julle ons as jong mense geleer het om ander by te staan, so is ons kinders geleer om ander by te staan. Dankie Uitenhaag Oos vir julle bystand. Baie geluk met julle 70ste bestaansjaar. Mag jy God se rykste seën ontvang. Sy belofte in Psalm 23 vers 1 en 4. Die Here is my herder, ek het niks kort nie. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig.
Goeiemôre, ek is Doreen Nel. Dit is vir my 'n ongelooflike voorreg om die Here te dien in Uitenaag-Oos. Uitenaag-Oos, jy bestaan uit 'n klomp mense wat deur Jesus gekoester en liefgehê word. Ek wil julle graag seën toebid met die volgende woorde uit Psalm 136. Loof die Here, want hy is goed. Aan sy liefde is daar geen einde nie. Dan het ek ook van die vorige leraars gelukwensinge ontvang. Daar's 'n kort video van Dominee Wikus wat ek vir julle sal speel en dan 'n stemnota van Dominee Johannou Kennedy in wie se plek ek gekom het en dan ook 'n kort video van Dominee Maans. Mag die Here vir ons ook met hulle woorde seën. Hallo Uitenaag-Oos. Baie geluk met julle 70ste verjaarsdag. Ons is saam met julle die Here innig dankbaar dat hy julle so ver gebring het en dit was vir ons 'n voorreg gewees om byna 9 jaar deel daarvan te wees. En ons wens vir julle die toekoms alles wat mooi is toe. Ons bid dat die Here julle in sy liefde sal toevou en dat die wysheid van die Here Jesus Christus julle sal verlig en dat die vuur van die Heilige Gees julle sal aanvuur. Mooi bly, totsiens. Ek is Johan O. Kennedy. Uitenaag-Oos, veels geluk met die viering van julle 70ste verjaarsdag. Saam met julle is ons baie bly oor hierdie groot mylpaal. Baie dankie dat ek en Tersa en later ons oudste kind Nina deel van julle kon wees, tussen 1978 en 1985. Ons was saam met Dominees Willie Smit en Emile Blomaert en later ook Preton Rood en Maans van Lille. Ons is baie gelukkig om in Uitenaag sulke besondere omgee mense te kon leer ken. Ons was jonk en is lewenslange vriende in ons eerste gemeente gemaak. Ja, mens vergeet nooit jou eerste liefde nie. Voorspoed vir die pad vorentoe. 1 Korintiërs 15 praat van die oorwinning van Jesus Christus aan die kruis en sluit af in vers 58 met 'n aanmoediging en 'n belofte. Wees standvastig, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle inspanning in diens van die Here nooit te vergeefs is nie. Goeiemiddag aan al ons broers en susters daar by Uitenaag-Oos. Ek en Annelie groet julle hier van 'n pragtige Jongensfontein af. Ons harte is by julle maandag wanneer ons gemeente 70 jaar oud word. Ons deel in julle vreugde van die genade van die Here vir 70 jaar, waarvan ek en Annelie ook 22 jaar deel kon wees. As ons dink aan die pad vorentoe, dan hou ons vas aan die waarheid dat daar by God geen verandering is nie. Nie in sy genade, nie in sy liefde nie. Daarom kan ons die pad met vrymoedigheid loop. Ons groet julle van Jongensfontein af. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus. Amen. Die voorsitter van ons kerkraad, Kali, as ook ons leier Diaken Erika, het 'n woord van bemoediging. Ek gee gou vir hulle geleentheid. Tot hiertoe het God ons gelei. So lees ons in sy woord. Vir 70 jaar het God hierdie gemeente van hom gelei en gedra en daarom glo ek dat hy ons nog steeds sal dra. Vir 82 dae tot en met vandag toe het God ons deur hierdie inperkingstyd gelei en gedra. En daarom het ek die vaste geloof dat hy ons nie nou sal verlaat nie, maar nog steeds verder en verder sal dra. Ja, die inperkingstyd het baie dinge in gemeen gehad en baie dinge het verkeerd geloop, om nie eers te praat van die finansiële implikasies wat gebeur het hier. Tog, as ons terugkyk, kan ons nie anders as om aan God die dank en die lof en die eer te bring nie. Om vir hom dankie te sê vir dit wat hy vir ons, vir die krag wat hy vir ons gegee het om vir ons deur hierdie tyd te dra. En daarom glo ons en ons weet dat hy vir ons nog steeds sal dra. As ons terugkyk en ons sien net een ry spore, weet ons dis God wat ons hierdeur gedra het.
Ons weet nie wat die toekoms gaan inhou nie. Ons weet nie hoe ons eredienste in die toekoms gaan lyk nie. Maar ons as kerkraad wil vir u as gemeente die versekering gee dat ons sal verootmoedig voor God en alles in ons vermoë sal doen om die regte besluite te neem en vir God in alles te ken wat ons doen en alles wat ons gaan doen en alles wat ons beplan om hom te ken en ons deur hierdie tyd te dra sodat ons die regte besluite vir u as gemeente kan neem. Ons moet besef dat eredienste nie meer dieselfde sal wees soos wat dit was nie. Nuwe tye en nuwe omstandighede vra vir nuwe gees geïnspireerde eredienste. Ons weet ook nie hoe lank ons nog met hierdie nuwe tipe eredienste sal aangaan nie. Ons weet ook nie wanneer ons weer sal terugkeer na die normale tipe eredienste nie. Maar kom ons wees geduldig. Kom ons plaas ons lewens en ons kerk in God se hande. En ons wag dat hy vir ons die antwoord moet gee. Net omdat God sê nie nou nie, beteken nie ons moet ophou glo om hom nie te vertrou nie. Ons moet nie ophou glo om te vertrou dat hy vir ons sal gee wat ons gevra het nie. Nee, ons moet geduldig wag totdat hy weet wat die regte tyd is en dan vir ons gee wat ons gevra het. Kom ons vertrou God om ons te leer om hom te vertrou. Hy wat alles weet. En aanvaar dat baie van ons vrae dalk nooit beantwoord sal word nie. Om op te hou, om bekommerd te wees, is 'n bewys daarvan dat ons God vertrou. Maar God ons gemeente genadig wees van nou af, van nou tot in ewigheid. Amen. 2020 was vir ons hierdie jaar 'n jaar om vreugde te hê, want ons 70 jaar feesvieringe. Ons het so baie planne gehad vir hierdie jaar, maar ja, toe kom COVID-19, die virus, en hy kom krap al ons planne de mekaar vir wat ons beplan het vir ons kerk. Ons kerk is toe, ons kan nie kerk toe kom nie, ons kinders is nog by die huis, hulle kan nie skool toe kom nie, ons kinders is moedeloos, want hulle moet by die huise bly. Daarom vra ons vir die ouers, ons wil graag hê julle moet praat met julle kinders, en die manier wat Dominee Dani vir ons Sondag die eredienste bring, om te praat met julle kinders daaroor, en te vertel dat die Here is altyd daar vir ons. Ons moet nie die Here vergeet nie. Ja, ons kan nog altyd verjaarsdag vier, al is ons kerk toe. Ons is nog altyd 70 jaar. Ons kan net vir die Here dankie sê, vir wat hy alles gedoen het vir ons, in hierdie 70 jaar, wat hierdie kerk bestaan. Ouers, ons sê vir u dankie, dat julle so mooi met julle kinders werk. Ons is so dankbaar op die manier, wat julle saam met julle kinders in die oggende kerk te kom. Ons vra dat julle asseblief sal aangaan om julle kinders te bemoedig en vir hulle te vertel van Jesus, veral vir die kleintjies, dat hulle nie mismoedig sal raak in hierdie tyd nie. So sê ons ook dankie vir Dominee Dani vir al sy moeite wat hy doen in hierdie tyd met die opname van die preke wat hy vir ons doen. Dan vra ons ook vir ons ouers om daar te wees vir hulle kinders. Daarom vra ons vir ons jong mense om nie die Here te vergeet in hierdie tyd nie. Die Here is altyd daar vir ons, dat ons sal onthou dat die Here vir ons daar is. Here, ja, voorwaar is ons 'n gemeenskap van lewende water, lewende getuies. Wil u vanmôre deur u woord en u gees hierdie fontein weer laat borrel tot eer van u naam. Amen. Uitenagoos, hierdie gemeente het 'n roeping. En die roeping is om 'n lewende getuie te wees. Nou lees ek in Matteus 9 vers 35 en die volgende paar verse, daar staan, Jesus het al die dorpe en klein plekkies besoek. Veelzeggend.
Dis asof ek ook hier tel, nê? Dis nie net die groot stede waar daar baie mense is nie, maar Jesus kom soek op in jou eie klein plekkie. Wat doen hy daar? Ons lees dat toe hy die mense gekry het, hy het die mense in hulle sinagoges geleer, dis die eerste ding. Die tweede ding, hy het die evangelie van die koninkryk verkondig, so hy leer, hy verkondig. En die derde ding, hy het elke soort siekte en kwaal gesond gemaak. Hy help mense. So daar's 3 goed. Hy leer, hy verkondig, hy help mense. En dan kyk hy na al hierdie mense, en daar staan in vers 36, toe hy die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry. Sy maag het gedraai, staan daar eintlik. Dit het hom in sy diepste wese geruk. Wat het hom geruk? Daar staan, want hulle was moeg en hulpeloos, so skape wat nie 'n wagter het nie. Hy sien mense wat verdwaald is, uitgeput, doelloos, vol vrees, moedeloos en natuurlik in gevaar. Hy sê toe vir sy disippels, die oes is groot, die arbeiders is min, bid dan die Here aan wie die oes behoort om die arbeiders uit te stuur vir sy oes. Ja, ons het 'n spreekwoord wat sê, 1 swaalkie maak nie 'n somer nie, daar's baie swaalkies nodig. En met Jesus hier wil sê is, hoorie, ek kan nie die werk alleen doen nie. Ek is nie die enigste swaalkie nie, maar ek het mense nodig om dit vir my te help doen. En daarom lees ons in Matteus 10 vers 1 en verder, dat Jesus die 12 disippels roep en hulle stuur. Vers 10. Jesus het sy 12 disippels nader geroep, en wat doen hy? Hy gee vir hulle mag om onrein geeste uit te dryf, en om elke soort siekte en kwaal gesond te maak. So hy sê, julle moet help, en ek rus julle toe om my wel te help. Uitenag-Oos, ek roep julle, ek rus julle toe, jy met jou 1661 lidmate. En nou gee Jesus in vers 5 tot 15 sy opdragte, ons noem dit die traveling instructions, die reisinligting. Hy sê vir hulle, hy het die 12 uitgestuur, en vir hulle die volgende opdragte gegee. Moenie met die pad na die heidene nasies toe afdraai nie, en moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewer na die verlore skape van die volk Israel toe. Gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom. So gaan verkondig. 2. Maak siekes gesond, help hulle wek dooies op, reinig malaatses en dryf bose geeste uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. En ja, nog altyd deel van die reisreëlings, moenie goud of silwer of koper in julle beursies saamvat nie. En moenie vir die pad 'n reissak aanskaf, of nog 'n kledingstuk, of skoene, of 'n stok nie. 'n Arbeider is tog geregtig op sy onderhoud. En as julle in 'n stad kom, stel dan vas by wie julle daar kan tuis gaan, en bly by hom totdat julle die reis voortsit. As julle in die huis kom, wens die mense vrede toe. En as die huismense se gesindheid goed is, handhaaf julle vredewens in die huis. Maar as hulle gesindheid nie goed is nie, trek julle vredewens terug. En as iemand julle nie ontvang nie en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie stad uit en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle, dit sal in die oordeelsdag vir die gebied Sodom en Gomorra draagliker wees as vir hierdie dorp. Dis die reisopdragte van Jesus. En dan in die volgende paar verse van vers 16 af lees ons van wat ons noem die trouble instructions, Julle gaan mos nou probleme ook langs die pad kry, wat moet julle dan doen? En in vers 16 sê Jesus, onthou, ek stuur julle so skape tussen die wolwe in. Wees dus versigtig so slange en opreg soos duwe. En pas op vir die mense. Hulle sal julle aan die geregshowe uitlewer en in hulle sinagoges sal hulle julle geesel. Ook voor die goewerneurs en konings sal julle gebring word ter wille van my. Dit sal vir julle die geleentheid wees om voor hulle en voor die heidene nasies van my te getuig. Wanneer hulle julle uitlewer, moet julle nie bekommer oor hoe of wat julle moet sê nie, want op daardie oomblik sal God aan julle gee wat julle moet sê.
dan is dit nie julle wat praat nie, maar wat? Die Gees van julle Vader wat deur julle praat. Ja, sê Jesus, verwag teenstand van die maghebbers, maar in die volgende gedeelte sê hy ook, jy moet teenstand ontwag van jou vriende en familie. Vers 21 sê, die een broer sal teen die ander opstaan en jou uitlewer om doodgemaak te word. Selfs 'n pa sy kinders sal teen hulle ouers in opstand kom en hulle doodmaak. Julle sal ter wille van my naam, sê hy, gehaat word. Maar wie tot die einde toe volhard, sal gered word. As hulle julle in een dorp vervolg, vlug na 'n ander een toe. Dit verseker ek julle. Julle sal sekerlik nie klaar wees met die dorpe van Israel voordat die Seun van die Mens kom nie. Kyk wat doen hulle met my, sê Jesus. Kyk net. Julle kan dieselfde verwag. Ek lees in vers 24. Dat Jesus sê, onthou, 'n leerling is nie hoër as sy leermeester en 'n slaaf nie hoër as sy eienaar nie. 'n Leerling moet tevrede wees as dit met hom gaan soos met sy leermeester en 'n slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle dan die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, dis mos wat hulle Jesus op 'n stadium genoem het, Beelzebul, dan moet julle onthou, sal hulle dan nie sy huisgenote, dis nou vir julle disippels, met baie erger name uitskel nie? Mens vra, Jesus, is daar enige raad? Ja, daar is. Vers 26 sê hy, moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek in die donker sê, moet julle in die daglig sê. En wat julle in die oor gefluister word, moet julle van die dakke af besuin. Moenie bang wees vir die wat die liggaam doodmaak, maar nie die siel kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder, wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. Is 2 mossies nie vir 1 sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val, sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel, moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as die mossies. Uit en na oos. Die nood is groot. Baie mense is so skape sonder 'n herder, verdwaal, moedeloos en in gevaar. Gaan. Ek stuur julle. Julle sal krag ontvang deur die Heilige Gees en julle sal, onthou, julle sal geteken word. Maar onthou, ek is altyd daar. Oor jare is jy gered, jare terug. Jy's gevorm en nou word jy gestuur. Gaan op 'n reis. En die Here sal ook vir jou travel instructions, jou reisinstruksies gee. Waarna toe jy moet gaan, na wie toe jy moet gaan en ook wat jy daar moet gaan doen. Wees gewaarsku. Die deure is nie altyd oop nie. Jy kan verwag dat mense jou gaan verkleineer en jou sleg sê en dikwels jou nie wil ontvang nie. Maar moenie daardeur deur stryk van gebring word nie. Onthou, jy is in diens van die koning van hierdie wêreld, Jesus Christus. Hierdie sendingreis waarop Jesus jou stuur, het natuurlik ook 'n engine nodig, nie. Jy kan nie die reis sonder 'n engine aanpak nie. Wat is ons engine? Wat is ons bron van krag? Jou bron van krag is jou vertrouensverhouding met Jesus Christus. Ek praat nie van 'n doodgewone verhouding van redding en verlossing nie. Ek praat van jou vertrouensverhouding. Dat jy hom volledig vertrou, deur alle omstandighede, in alle omstandighede, selfs al verstaan jy dit nie. Agter jou missie, agter jou opdrag, agter jou missionale uitreik na mense in nood, die skape, is die krag en motiveringsbron jou verhouding met Jesus. Hy is daar en jy moet dit altyd onthou. En hy sal gee wat nodig is, daardie mag en krag en vermoëns. Ja, soms sal ons hom by die oog verloor as ons reis veel eisend raak en ons verwerping of vervolging of lyding ervaar of voor moeilike keuses kom. Dis juist dan
wat ons vertrouensverhouding met Jesus ons weer optel en aanmoedig. Ek weet daai tyd, ek kan op hom reken. Jou sendingreis getuig uiteindelik nie net van God se verlossing wat hy deur Jesus bring nie, maar weet jy, 'n sendingreis getuig ook van die vertroue wat sy sendelinge in hom het. Hulle vertrou hom met hulle lewe en met ander se lewens. Sendelinge, ons is eintlik vir die hele wêreld 'n getuienis van God se trou. Ja, mense wat in verbondenheid en gehoorsaamheid aan God lewe. Uitenagoos, die sukses van hierdie gemeente staan in direkte verband met die verbondenheid en vertrouensverhouding wat elke lidmaat het met Jesus Christus. Dit maak van ons lewende getuies. Is jy bang? Bang om te getuig? Bang om te leer? Bang om te verkondig? Bang om ander te help? Ek weet, vrees is 'n natuurlike reaksie op swaar kry en vervolging. Daarom is dit nodig om te hoor uit die mond van hy wat jou stuur, van hom wat jou stuur en sê, moenie bang wees nie. Elke haar op jou hoof is getel en onthou jy's baie meer werd as al die mossies in die wêreld. So word ons deur Jesus aangemoedig om onverskrokke en met toewyding ons sendingreis in die wêreld voort te sit. Die oog op Jesus, niks en niemand anders nie. En as ons vrees, is dit eerder 'n heilige eerbied vir die lewende God in die wete en vertroue dat hy ons innig liefhet. Weet jy, dit was nie die spykers wat Jesus aan die kruis gehou het nie. Dit was sy liefde vir ons. Jy kan hom dus vreesloos vertrou. Ons hoogste prioriteit is nie ons vyande of weer hulle wat ons teenstaan nie. Dis nie die magshebbers of die familie of vriende nie. Ons hoogste prioriteit is Jesus Christus, die gekruisigde, die opgestaane een en die een wat weer kom. Iemand skryf so waar, follow Jesus into the life of your neighbor. Die Christelike lewe word nie net bely nie, word nie net gesê nie, maar hy word gelewe, belewe en gedoen. Mag Uitenagoos wees soos wat hierdie jong dame Madeleine de Bruin getuig. En ek gaan nou vir haar die getuienis op 'n skyfie sit dat ons dit kan lees. NG Oos, as ek na jou kyk, sien ek nie 'n gebou van steen en klip nie, maar ek sien die vaderhuis van die verlore seun. Deur die lewensreis van my eie lewe was ek ook soos daai seun wat sy erfporsie geneem het en die wye wêreld in is. Maar jou voordeur het nooit toegemaak nie. Jy het my rusplek gegee na my terugkeer, want my las was swaar. Jy het my nuwe klere gegee, want my klere was vuil en stikkend, van skuld en selfverwyd. Jy het my gevoed met voedsel, nie van die aarde nie, maar van die hemelse massa. Jy het my skoene gegee, sodat ek nie weer my toon hoef te stamp nie. Jy het my op die voorkop gesoen en gesê, welkom tuis, my kind. NG Oos, ek dank die Here vir jou bestaan. Deur jou het ek God gevind. Baie geluk, Madeleine. En nou gaan ons leier ouderling, Hein van der Ruyst, vir ons voor in gebed. Here, dit is goed om in die huis te kan wees. Here, dit gaan goed met 'n mens wat sy tuiste in die huis vind. Want daar is U. U is daar teenwoordig. En daarom aanbid ons U, Here, as die ewige Vader, die vredevors, in wie ons in welbehae het. Here, en ons kyk vandag terug na 70 jaar. Dan besef ons net hoe goed was die sorg,
Hoe het U ons vertrou? Hoe het U ons gedra? Ja, Here, soms het ons krisis beleef, maar midde die krisis was U. En U het op 'n wonderbaarlike manier voorsien en ons gelei. En daarom, Here, kom sê ons ook dankie vir hulle, Here, wat U na hierdie gemeente toe gestuur het. Here, om U woord te kom deel, om U woord, Here, uit te dra, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Ons sê dis dankbaar vir elke leraar in hierdie gemeente was, vir die voetspore wat hulle gestap het, deur die jare heen, voetspore van hoop, voetspore van bemoediging. Here, en ons dink ook aan elke gemeente lid, wat deur die jare hier in hierdie gemeente betrokke was. Here, wat met ywer en met passie gewerk het, sodat U koninkryk uitgebou kan word, sodat hierdie gemeente 'n lig wees vir die dorp, kan skyn en die heerlikheid van U kan ervaar en beleef. En daarom, Here, is ons so vervul met vreugde, met blydskap, dat U so gesorg. Ja, Here, in ons binneste wil ons jubel en U naam groot maak, vir die voorreg om deel te kan wees van hierdie gemeente. Ja, Here, deur die eeue heen het U gesorg, en ons weet, Here, op die pad vorentoe sal U weer sorg. En daarom kom ons, Here, en ons kom bid vir die toekoms. Ons kom bid, Here, dat U seën elke dag op hierdie gemeente sal rus. Ja, Here, dat ons elke dag U genade, U barmhartigheid en U liefde sal ervaar en beleef. Amen. En nou sluit ons af met lied 308, Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees, meer en meer. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. Neem my hande, maak ons sterk, diensbaar in U goeie werk. Neem my voete, skoei Heer, met bereidheid tot U eer. Neem my stem en laat my sing, aan U Here hulde bring. Laat my mond die boodskap dra, Hul sal vind wat na U vra. Neem my goud en silwer Heer, niks nou met my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vaderhand. Maak my hart vir U tot troon, deur U Gees wat in my woon. Rig my wil, gevoel en daad, altyd na U wyse raad. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig
ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal jou verhoor, al jou gebede. Die Here sal jou genadig wees en barmhartig wees. Die Here sal jou red en die Here, Vader, Seun en Heilige Gees, sal jou seën van nou af tot in ewigheid. Amen.